Nou, goeiemôre vriende, ons is die Here nog dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom sy woord. Die gebed van Maarten is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën, terwyl ons ook dan vanmôre in die oggende wat gaan volg, so 'n bietjie met u gaan praat oor die gedagte van God se opdragte aan ouers en kinders. Dit is belangrik om te sien dat dit 'n uitvloeisel is van ons boodskap wat ons dan gister met mekaar hanteer het, wat handel oor die kind en tug, soos ons gesien het daaruit Spreuke die 13de hoofstuk. En die gebed van Maarten is dat die Here vir ons met wysheid en insig sal seën, om dan ook die waarheid van sy woord te kan verstaan. So kom ons val sommer dadelik weg en ons praat 'n bietjie oor hierdie gedagte van God se opdragte aan die ouers en kinders. Nou vriende, ons beleef 'n tyd waar daar geweldig verwarring is in die huishouding oor die rol van die kind en die rol van die ouer en ook die uitvoering van die Bybelse opdragte wanneer dit kom by ons kinders. Nou, dit is belangrik om te weet, vriende, dat ons as gesin 'n samestelling is van die Here. Die Bybel sê dat die man sal sy vader en sy moeder verlaat, sy vrou aankleef, hulle sal een word. Die Bybel sê vir ons dat die logiese uitvloeisel daarvan is dat daar kinders gebore sal word uit die huwelik en dat ons hierdie kinders as 'n geskenk uit die hand van God moet sien, wat ons ook moet opvoed in die vrese en vermaaninge van die Here. Nou vriende, is baie belangrik om te weet dat ons kinders word nie engeltjies gebore nie. Dit is baie belangrik om te sien dat ons kinders nie sondeloos gebore word nie, maar dat ons kinders gebore word. En die Bybel sê vir ons baie duidelik, onder die juk en die slawerny van sonde. Ons beleef 'n tyd waar mense geweldig baie oor die vrye wil praat. Elkeen het 'n vrye wil om te kies. Luister, geen mens het 'n vrye wil nie. Die Bybel praat van dat ons wil onderworpe is aan die sonde. Ons kan miskien kies of ons 'n Coke wil drink en of ons 'n Fanta wil drink, of ons 'n Bar One wil eet en of ons 'n Tex wil eet. Maar wanneer dit kom by sonde, sê die Bybel, is ons wil gebind deur die sonde en sal ons en gaan ons altyd die sonde kies bo die dinge wat reg is. Dit is baie belangrik om te sien wat die Bybel vir ons leer. Daar in Psalm 51 vers 7. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Psalm 58 vers 4 sê dat afvallig is die goddelose mense van die geboorte af. Die leenspreker dwaal van die moederskoot af. Die Here sê in Johannes 8 vers 44 dat ons die begeertes van ons vader die duiwel doen. En dit is die begeertes van om leuns te vertel en om allerhande boosheid te doen wat in ons harte na vore kom. Ons word daarmee gebore, ons word dit nie geleer nie. Dis nie iets wat van buite na binnekant toe kom nie, maar die Bybel sê dis juis van binne uit ons harte dat al hierdie boosheid kom. En dis presies wat ons kinders moet leer. Nou, ek het so 'n tyd terug 'n verslag gelees wat die Minnesota Misdaadkommissie vrygestel het. Ek lees gou vir u vinnig wat hulle sê, en dan kom ons by die skrif uit en die waarheid van God se woord, wat vir ons leer wat ons opdrag as ouers is, en wat dan ook die verantwoordelikheid van ons kinders is. Nou hierdie verslag sê die volgende: elke baba begin die lewe heeltemal selfsugtig en selfgesentreerd. Elke kind wil hê wat hy wil hê, wanneer hy dit wil hê, of dit nou sy bottel, sy ma se aandag, sy speelmaats, sy speelgoed is, sy oom se horlosie of wat ook al. En dan sê hierdie verslag, ons sê hierdie kind enige iets van hierdie goed en hy skree van woede en aggressiwiteit wat moorddadig sou wees as hy nie so hulpeloos was nie. Hierdie verslag sê verder, elke kind is vuil, hy het geen sedes nie, hy het geen waardes nie, hy het geen kennis nie. En dit is belangrik dat ons sal besef dat as ons kinders nie gaan leer wat God se woord sê nie, dat hierdie kinders sal groot word en in sonde sal verval en in baie gevalle ook misdadigers sal word. En dan word daar verwys na die misdadigers van vandag. Wie is die misdadigers van vandag, vriende? Dit was kinders van 10 en 20 en 30 jaar terug. Dis hulle wat ook gebore is in 'n hospitaal waaroor pa en ma bly was. En omdat hulle in hierdie boosheid waarmee hulle gebore is, gelaat is, het hulle verval en verder verval in elende, deur groepsdruk en allerhande boosheid, die sondes en misdade begaan wat hulle begaan het, en nou pluk hulle die bittere vrug daarvan. Daarom is het belangrik dat ons sal sien, ek het 'n verantwoordelikheid teenoor ons kinders. En wat is die eerste verantwoordelikheid? En ag vriende, ek gaan vir u net 2 noem. Die eerste en belangrikste verantwoordelikheid is, ons moet ons kinders leer wie God is, en wat sê hy in sy woord oor homself, en wat sê hy in sy woord oor sy wette en gebooie. So kom ons praat gou, wie is God? Vriende, die Bybel is baie duidelik daaroor dat God die skepper van die heelal is. Hy is die skepper van alles wat ons kan sien. Hy is die skepper van alles wat ons nie kan sien nie.
Hy is die skepper van die mens, hy is die skepper van die diere, en die Bybel sê vir ons, as skepper het hy die volste reg om vir sy skepsele te sê wat om te doen. Wie is God verder? Die Bybel sê vir ons, God is dan ook heilig. Heilig beteken afgesonder van sy skepping. Hy is sondeloos, ons is sondaars. Die Bybel sê dat sy heiligheid vereis 'n regverdige straf vir die sonde van die mens. Die Bybel sê, heiligheid beteken dat God ook dan 'n standaard het, en as ons daardie standaard oortree, dan staan ons skuldig voor God. Hierdie standaard word deurgegee in sy wette en gebooie. U kan Eksodus 20 gaan lees oor God se wet, dat hy 'n enige God is, dat ons nie voor geen ander God moet buig nie. Die Bybel sê vir ons baie duidelik dat ons die dag van die Here moet eer, dat ons nie moet egbreek pleeg nie, dat ons nie moet moord pleeg nie, dat ons nie moet begeer nie, en so kan ons die wette uitbrei. Die oomblik wanneer ons die wette oortree, dan oortree ons God se heilige standaard. So in ander woorde, God is skepper, God is heilig, God het sy wette en sy gebooie gegee, en dan leer die Bybel ons ook baie duidelik wie ons is. Ons word gebore in sonde, soos reeds vermeld, en dit laat ons in hierdie penarie dat ons van nature die sonde doen. En daarom moet ons ook ons kinders leer dat daar raad en hulp vir hierdie probleem is buite hulle self, in die Here Jesus Christus, die Godmens wat na hierdie aarde gekom het, gebore uit die maagd Maria, wat 'n sondelose lewe gelei het, 'n volmaakte eenmalige dood gesterf het, opgestaan het uit die dood, en dan opgevaar het na die hemel, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. So dis wat ons kinders moet leer. Dit klink eenvoudig, maar vriende, luister, glo my, 'n mens pluk die wonderlike vrug van God se genade wanneer ons kinders hierdie basiese waarhede leer. Hulle is nie produk van evolusie nie. Hulle kom nie van 'n eensellige organisme wat oor miljoene jare geëvolueer het tot hierdie aapagtige wese wat krom geloop het en later regop loop, en nou is ons die produk van kans nie. Vriende, as ons kinders hierdie boosheid leer en dat die skole vir hulle hierdie boosheid leer, dan sal ons met hierdie boosheid sit in ons samelewing soos ons tans belewe. Kinders tree soms soos diere op en hulle sê dikwels kinders tree soos diere op. Waarom? Want ons leer hulle is diere. Daarom wil ek jou vra as ouer, kom by die punt uit, by die waarheid van God se woord, jy jou kind leer. Luister, jy's geskape deur God. Hy het jou geskape, jy bly op sy aarde. Hy het sy woord gegee, hy het sy wet gegee, en daarom moet ek en jy dit gehoorsaam. Begelei hulle in die voorbeeld, en leer hulle dan ook wat die Here sê, dat hy 'n genadige en barmhartige God is, wat vergifnis gee, maar ook dat hy die sonde besoek. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat sy oordeel oor die sondaar sal wees. En dan is die vraag, as my kind dan nie hierdie waarhede wil gehoorsaam nie, as hy dan nie wil luister nie, as hy dan nie die waarhede wil onderhou en, as hy nie wil gehoor gee aan die orde van God se woord nie, wat moet ek dan doen? Die Bybel sê vir my eenvoudig, vriende, dan moet ek die nodige tug op my kind toepas. Hierdie tug is nie om my kind skade aan te doen nie, maar dis om in liefde om te korrigeer. Baie interessant is dat die regering van ons dag sê ons mag nie ons kinders tugtig nie. Ons mag nie ons kinders straf oplê nie, maar hulle lê straf op vir die misdadigers. As u dit nou saam met my volg, dan sal u weet dat ons 'n plek het met die naam van die korrektiewe dienste, die ou gevangenisskap of die gevangenisdiens wat ons van gepraat het. Mense was in die gevangenis gesit as hulle een of ander oortreding begaan het. Vandag word gevangenisse of mense wat oortree in die gevangenis geplaas, ons noem dit korrektiewe dienste, met die doel dat ons hulle verkeerde optrede kan korrigeer. Maar as dit kom by ons kinders, mag ons dit nie doen nie. Dit wys jou net die dubbelstandaarde van 'n regering wat die Bybel nie ken nie, wat God nie lief het nie, wat lief is vir sonde en boosheid, en daarom bly die opdrag vir ons as ouers om ons kinders op te voed in die weë van die Here. Die grondwet is nie ons wet nie. Ja, ons moet God se wet en ons moet die regering se wet onderhou in soverre dit nie bots met God se waarheid nie. As God vir ons sê ons moet ons kinders stig as hulle nie wil luister nie, dan moet ons God meer gehoorsaam as mense. Hierdie tugtiging is altyd in liefde. Hierdie tugtiging is altyd om te korrigeer, om reg te help, om dan ook hierdie verkeerde optrede reg te stel. Kom ek lees vir u. Spreuke 13:24, ons het dit gister ook hanteer. Wie sy roede terughou, haat sy seun. Luister meneer, mevrou, as jou kind nie tugtig nie, haat jy jou kind. Luister, dis nie dat jy hom minder lief het nie, jy haat hom. Jy's daarop uit om jou kind hel toe te stuur, onder God se oordeel te laat beland. Is dit radikale uitsprake? Ek dink nie so nie, lees die Bybel.
Die Bybel sê maar hy wat hom liefhet, besoek hom met die tugtiging. Hierdie tugtiging is nie uit woede nie, hierdie tugtiging is nie om seer te maak of om op die einde van die dag hierdie kind se lewe te vernietig nie, maar dis om vir die kind te sê, die straf wat jy nou kry vir die verkeerde daad wat jy gedoen het, het ten doel om jou te leer dat daar gevolge is op die verkeerde optrede wat jy doen. Ja, soms kos dit dat ons die kind so bietjie moet warm maak van agteraf. Ek het so tyd terug my seun 'n goeie dragslag gegee en na die tyd het hy vir my gesê, pa, ek het dit nodig gehad. Baie interessant dat die kind na my toe kom en vir my sê, pa, ek het hierdie dragslag nodig gehad. Waarom? Want die kind weet dat sotheid sit in sy hart vas. Sonde sit in hulle harte vas, soos in my en jou hart ook. Daarom het ons ook tugtiging nodig gehad. Spreuke 19:18, tugtig jou seun, want daar is hoop. Spreuke 22 vers 15, as die sotheid vassit in die hart van die seun, die tugroede sal dit daaruit verwyder. Hoor die mooi vers en ek sluit daarmee af, Spreuke 23:13. Hou die tug nie terug van die seun nie. As jy hom met die roede slaan, sal hy nie sterwe nie. Jy sal hom wel met die roede slaan, maar sy lewe van die doderyk of van God se oordeel red. Hierdie tugtiging, vriende, is nie net altyd die roede nie, maar dit sluit ook die roede in. Dis soms om goed van hulle te weerhou, sekere dinge van hulle weg te neem, om hulle te laat besef dat as hulle nie wil luister nie, is daar sekere gevolge vir die verkeerde optrede wat hulle begaan. Onthou, God se goeie orde is, hy skepper, hy as skepper het die man aangestel, het die vrou aangestel en dan die kinders daar gestel. As hierdie goeie orde nie gehandhaaf word in 'n huishouding nie, en wanneer kinders die rol wil oorneem van ouers, is daar chaos, is daar anargie, is daar 'n totale verval, nie net in die huishouding nie, maar in die kerk, in die samelewing, en u kan met my saamstem, dat Suid-Afrika is in 'n absolute chaos gehul, omdat ons van regeringsvlak af dwarsdeur skole, universiteite, huishoudings, God se woord eenkant geskuif het. Onthou net, daar's 'n spreekwoord wat sê slim vang sy baas. Ons moet nie dink ons is slimmer as God nie. As ons dink ons is slimmer as hy, sal ons die hartseer bittere gevolge dan ontvang van ons slimheid, wat eintlik maar dwaasheid is. Daarom pleit ek by jou as ouer. Jy het 'n verantwoordelikheid, ek het 'n verantwoordelikheid. Kom ons vra die Here om vir ons wysheid te gee daarin. Die Here sê in Prediker 12 vers 13, die hoofsaak van alles wat jy gehoor het, is vrees God en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. Want God sal elke werk in die gerig bring, wat kom oor al die verborgeninge, goed of sleg. Ons gaan 'n bietjie môre kyk na die 3 vyande in my en jou kinders se lewens, en dan gaan ons bietjie kyk na waarom moet ons die opdragte van God in uitvoer bring, en dan by ons laaste boodskap, die vriende, sal ons bietjie stil staan by wat beteken dit dat ons kinders nie moet terg nie. Ons moet hulle nie vertoore nie, maar hulle opvoed in die vrees en vermaaning van die Here. Mag die Here ons genade gee, wysheid gee. Ag, ek kan so baie meer sê. Ek moet in 'n baie kort tydjie baie sê. Mag die Here genade gee dat jy verdere ondersoek instel, wysheid van die Here afbid, huisvergadering saam met jou kinders hou, dat daar goeie orde sal wees en God se naam so verheerlik sal word. Seën vir u sterkte en 'n mooi en geseënde dagie verder. Tada.